Ek het 'n cherry. Vir 2 weke was ek weg en dis hoe jy my groet. Kon nie wag om jou te vertel nie. Hallo Bobo, welkom terug. En? En ek het 'n cherry wat pink pyjamas versamel. Sê eers vir my, hoe vreeslik julle my gemis het en julle amper nie sonder my kon klaarkom nie. Sulke goed. Ons het jou vreeslik gemis en ons kon amper nie sonder jou klaarkom nie, sulke goed. Ai, dankie. Ek moes dit nie wegkom. Ek het soveel pent-up frustrasie gehad soos 'n bom sonder 'n lot. Kan ek jou nou vertel? Ja, okay. Ek het 'n baie smart cherry. Cookie. Gaan Nadine naweek vra om te keis. Het die koekie 'n baie oulike persoonlikheid? Nee, sy is nie dik nie en ja, sy het 'n baie oulike persoonlikheid. Wat? Is er enige geld by betrokke? Niks, alles is verniet. Tabonel is so jaloers, dink is te goed om waar te wees. Hy sê ek moet haar watch. Sy skryf dalk alles op en aan die einde van die maand kry ek 'n helse rekening. Waar werk sy? Sy is nog net 2 weke hier in Nigel, van Pretoria afgekom. Sy het by 'n baie smart plek gewerk, was die kassiere by Booties Tires and Exhausts. Hoekom is sy daar weg? Dis iets waaroor sy nie praat nie. Sê dis baie persoonlik. Hoop om my so daaroor uit te vra. Is jy nie bly dat ek uiteindelik iemand spesiaal ontmoet het nie? Ek sal bly wees as ek alles weet. Enige iemand wat sommer uit Pretoria uitloop en in Nigel kom bly, is of nie lekker nie of sy steek iets weg. Jy ken haar nie eens nie. Hoekom is almal altyd so agterdogtig? Vertrou jy niemand nie? Nee, ek het al te veel kere voor die tyd gehoor, I love you, only you, passionately. En na die tyd, sorry, ek moes dit seker in die hitte van die oomblik gesê het. Cookie is nie so nie. Ek reken ek het hier te doen met ware liefde. As ek net aan haar dink, dan kry ek so 'n warm gevoel. En jy gaan so 'n warm klap kry as jy weer so deurmekaar raak met jou cherry en jou werk afskeep. Dis baie onbeskof om 'n privaat gesprek af te luister. Ek hou maar net my oor op die grond en watch dit laat my personeel nie gat oor kop verlief raak en hulle werk afskeep. En toe Bobo was dit lekker by die see. Fabulous. Die ouens by die kus is heeltemal anders as die mans hier. As jy in 'n G-sting staan en met hulle praat, hang hulle tonge nie op die grond. Anyway, ek wil hê julle moet hierdie week op die uitkyk wees en my dadelik sê as hier iemand inkom en hier notas maak. Soos 'n talent scout. Nee, soos 'n joernalis. Die Nigel News gaan iemand stuur om oor ons kos te skryf. Hulle gaan 'n storie doen oor al die eetplekke in Nigel. En seker onderhoude met die werkers. Wanneer kom hulle? Ja, het gesê hierdie week. Maar dis juist die ding. Ons moet nie weet nie, sodat ons hulle soos gewone customers kan behandel. Hulle gaan nie hier in my kombuis kom rondsniffel nie. Nee, hulle sê ons sal nie eers weet hulle is hierdie. Dis hoekom ek wil hê julle en veral jy moet op die uitkyk wees. Veral mense wat aandring op 'n cash slip. As hierdie etery deel van hulle werk is, gaan hulle die geld probeer terugeis by die werk. As mense soos ek met die publiek werk, ontwikkel jy 'n baie goeie mensekennis. Ek sal hulle gou kan uitsniffel. Watch my net. Ja, kry nou die plek reg. Is jou kombuis skoon? My kombuis is altyd skoon, meneer Delport. Vra maar net. Onthou jy laas toe jy so verlief was op daai Divine de Bruin, hoe jy plek soos 'n varkok gelos het? Moet asseblief nie vir Cookie met Divine de Bruin vergelyk nie. Divine is 'n goedkoop tert, maar miskien nie so goedkoop nie. Sy het my amper bankrot gemaak. Anyway, Cookie is anders. Alles is on the house. Niks is ooit on the house nie. Uiteindelik gaan jy betaal. Vra maar enige getroude man. Vra wat? Hallo Bobo. Hi auntie. Ek het die blomme vir die tafels gebring. As die koerantmense kom, wil ons 'n goeie indruk skep. Ja, dis wat ek ook sê. Vou daai servetjies so fancy soos wanneer ons 'n partytjie het. Maar vir worsie vra 'n bietjie meer vulsel in die vetkoeke te sit. Ons moet spaak. Wil oom nou eens moet tot Haai auntie Poppie, auntie moenie so staan nie. My ma sê auntie dra hoog. Dit beteken dat die baba definitief 'n dogtertjie gaan wees. Jou ma het ook destyds gesê dat die sokkerparty definitief die verkiesing gaan wen. Ja, laat ons nou nie weer daarmee begin nie. En jou ma het ook gesê dat die Japaneese definitief die rugby wêreldbeker gaan wen. Frikadel, asseblief. Ja man, Ella moenie begin met sulke ou vrou stories nie. My ma kan dalk verkeerd wees. Jou ma het 'n geskiedenis van verkeerd wees. Frikadel, dis nou genoeg. So wil hy ons nou hier kom staan en oneerlik wees. Nee, ek wil net nie hê hulle moet twak stories in die koerante oor my besigheid skryf nie. 'n Dingetjie wat baie klein lyk hier in die winkel,
Lyk baie erger as jy dit in die koerant lees. Soos wat presies? Ag, ek weet nie soos die diens was goed. Maar ek is seker die kok gebruik petmins. Of die vetkoeke is meer vet as koek. En dit smaak soos ou spons vol motorolie. Dit is wat oom van my werk dink. Maak hom maar self die kos. Sien jy hoe ontstel dit jou en ek het dit net gebruik as 'n voorbeeld. Kan jy dink hoe sal dit wees as jy dit in die koerant sien waar almal in Nigel en in die Oosrand dit kan lees? Oom, vat 'n lap, vee onmiddellik hierdie toonbank aan. Want jy moet wikkel met daai blomme. Boeboe. Kry jou bas en raad, ek wil van hierdie voelhof kan eet en worsie. Niemand moet vandag vir worsie in die kombuis bodder nie. Wat? Ek dink glad nie jy dra so hoog nie. Vir my lyk dit asof Auntie Poppy taamlik hoog dra. Dis omdat jy so kort is. Jy kyk van onder af op. Want die Poppy dra laag. Okay, oom. As a matter of fact, dis die laagste wat ek ooit 'n vrou sien dra. King size piri piri en 'n gewone chicken mayo, sal dit al wees? Ja, dankie. King size piri piri en 'n gewone chicken mayo asseblief. Tutu, die mense is haastig. Heerlike king size peri peri en 'n smil lekker chicken mayo. Sy geniet dit. En 2 gratis koeldranke vars van die plaas. Geniet dit, Collagen. Lekker dag. Kry sommer 'n soeibrand as ek my wins toe so moet weggee. Worsie. Dit kook in die kombuis. Going like a Boeing, so lekker soos 'n krakker. Ja, dink jy nie jy gaan 'n bietjie over the top nie. Geen mens kan dit volhou nie, man. Oom het gesê ek moet spak. Ek spak soos 'n spakplak. Die mense by tafel 1 werk almal by die bank. Tafel 2 het 'n onderwyser, 2 klerke en 'n eiendomsagent. Tafel 3. Die 2 ouens werk by die spenswinkel, die een aster by die draaikinders en die ander een met highlights by die hairdressers. Ek hoop jy vra so dat niemand agterdogtig raak nie. Natuurlik, ek's 'n professional. Ek weet om ongemerk na inligting te vis. Dis deel van vroue wees. Ek laat maar net so toevallig die woord affirmative action en dan begin almal sommer van self oor hulle werk te praat. Dit vat nogal baie uit 'n mens het om heeltyd soeke goeie diens te lewer. Ag, ek is gewoond aan. Vir my is waitressing soos toneelspel. Ek kan sommer gagga sien waarvan 'n customer hou en dan speel ek daai rol. Die skaam skooldogter, die wulpse tergdanseres, die starterbakvissie, vriendelike konsisterie of my persoonlike gunsteling, Marilyn. Merlin wie? Manru, parting lips, hulpeloos husky stemmetjie, maar met 'n lyfstaal wat nagte van ongekende plesier beloof. Nou vertel jy my. En dit alles net met 'n bestelling wat jy vat. Marilyn is powerful. Met haar kry ek baie keer 'n groter tip as die bedrag op die slip. Ja, bære haar maar liewer hierdie week. Nou land ons by agterblad van die Sondagkoerant. Ek is voor dit en ek glo nie die koerantmense was vandag hier nie. Ons het verniet so gespaar en ek het verniet soveel moeite met my hare en make-up gedoen. Ek het 'n kopseer wat skrik vir niks. En my wange is skoon lam van al die gesmilery. Dis net hy wat nog spaak in hom oor het. Hele plek slaan aan die kant gemaak. Dit lyk of jy dit nodig het. Ai, dankie oom. Hy vat vanaand vir Koekie fliek toe. Hom seker gaan optof. Ook maar goed, ons het 'n stortie by die werk. Hoe lyk ek nou? Gaan jy vry of gaan jy fliek? Seker al twee. Ek het spesiaal vir die geleentheid my pa se soet geleen. Koekie sê mos sy dink 'n aandpak is vreeslik romanties. Is dit nie 'n bietjie te smart vir 'n byskoop? Ons gaan nie byskoop toe nie. Ons gaan in haar kar driving toe. Waai. Ek wens hy wil vir hom 'n foon in sy flat kry, dan kan mens hom wakker bel. Nog 5 minute dan gehaal ek hom. Seker tot wie weet watter tyd in die nag te keer gegaan. Hy moet ons nie vandag drap nie, wat as die koerantmense kom? Dit? Jy nie geslaap nie? Dis baie onverantwoordelik. Jy weet mos jy moet vandag werk. Ek voel nie baie lekker nie. En dis oom se skuld omdat oom my gister hier soos 'n slaaf laat werk het. My skat.
Ja. Dit en die feit dat ek nog altyd van karre 'n bietjie lomerig raak. Het jy in die kar aan die slaap geraak? Op pad na die driving toe. Gelukkig het ek nie bestuur nie. Ek was ook seker nie voor die tyd daai 3 biere gedrink het nie. Het julle toe nie die fliek gesien? Dit weet ek nie. Want toe ek net nou wakker word, toe sit ek nog in die kar, in die voorste sitplek met my seatbelt aan voor Koekie se flat. Sy het daar seker vererg, huis toe gery en jou net daar gelos. Dis wat ek sou gedoen het. Sy het daarom 'n kombersie oor my gegooi. Maar toe ek volgende aan die deur klop, toe sê haar sussie ek moet liewer loop want Koekie is nie in 'n by om met my te praat nie. I've got a registered letter here from Mr. Versaghi. I is him. Sign here on the dotted line, please. Thanks. Thanks. Ek het nog nooit 'n geregistreerde brief gekry nie. Toe maak dit oop. Ek het al baie keer. Ek wil jou nou nie bang maak nie, maar in my ondervinding beteken dit moeilikheid. Dis alles in Engels. Nou ja, jy verstaan dit mos. Ja, maar hier staan ook groterige woorde. Kyk. Van wie af is dit? Meneer Zuma, Zenkovic, Zietsman en Venota. Lyk soos 'n prokureursfirma. 'n Prokureursfirma. Hoekom skryf hulle vir my 'n brief? As jy my 'n kans gee om dit te lees, dan sê ek jou. Hulle skryf namens hulle kliënt ene Boetie Bouwer. Ken jy so iemand? Nee, my standaard 6 klas was haar boetie vermaas. Maar hy's na die einde van die kwartaal toe die saal afgebrand het oorgeplaas na verbeteringsskool toe. Dis van die firma Boetie's Tires and Exhaust in Pretoria. Wat? Dis die plek waar Koekie gewerk het. Maar hulle sê hier intention to sue. Die Boetie ou gaan jou glo dagvaar vir alienation of affection. Wat's dit? Blykbaar het Koekie 'n dag voor sy met die Boetie sou trou net verdwyn. Trou! Trou! Ek het so 'n feeling gehad iets is nie lekker nie. Women's intuition. Die prokureurs beveel aan dat jy onmiddellik uitlos of jy word gedagvaar vir hierdie alienation of affection en al die regskoste wat R1000 kan wees. Tabo was reg, niks is ooit verniet nie. Hier kom my helse rekening. Verskoon my, ek het nie nog geld om vir die soet se dry cleaning ook te betaal. Ja, ek verstaan. Wat kan in so 'n geval gebeur, Anton? O, Medisyne, ek gaan gee dit gou vir. ja. Dankie vir jou advies. Mooi bly. Okay, baie Anton. Tafel 1 en 3 is veilig, maar ek het my bedenkinge oor die ouens by tafel 2. Ek het al alles probeer, maar hulle weier om 'n woord oor hulle werk te sê. Hou jy maar net die customers gelukkig. Niemand hoef te weet ons sit met 'n krisis hier in die kombuis. Gebruik elke triek van jou in die boek. Hy was nog nooit so stadig nie, maak soveel foute, ek moet alles double check. Dit sal nou beter gaan. Poppie is hier om te help. Sy het medisyne opgebring. Dis moeilik as 'n mens 'n prokureur in die tronk sit. Anyway, ek het hom op sy selfoon in die hande gekry. Hy en die gevangeneskoor was op 'n dag uitstappie by die strand. Ons wil nie weet waar hy is nie. Wat sê hy? Ja, hy sê ons het eintlik niks om oor te worry nie. Hierdie is maar net 'n skrikmaakbrief. Dit het gewerk. Ek het my benoud geskrik. Ja, hy sê hierdie alienation of affection besigheid bestaan, maar is baie moeilik om te bewys. Is eintlik net van toepassing as jy iemand wat getroud is afvry. Koekie is nie getroud nie. Dis reg. Maar weet ons of sy langer as 2 jaar by hierdie boetie gebly het? In so 'n geval mag die hof hulle as getroud beskou. Ek dog jy sê ons het niks om oor te worry nie. Wat in Worsie se gunst stel is dat hy niks geweet het. Ek het van niks geweet nie, niks, genuine. Ja. Maar hoe bewys 'n mens dit? Nou laat oom my meer worry as voorheen. Die wet is nooit swart of wit nie, eerder grys. Die ou wat die beste prokureur kan bekostig, wen die saak. Anton kan niks te sê wat die kind 'n bietjie gerus kan stel nie. As sy raad is, los die koekie uit. Jy moet niks met haar te doen hê voor jy nie weet wat presies haar verhouding is met hierdie boetie nie. Sy's moeilikheid. My ma het gesê sy gaan my hart breek. Ek moes na my ma geluister het. 'n Ma weet altyd. Miskien moet jy haar nou bel en sê van die brief.
Vir wie? My ma, sy laat my bas in die brand. Nee, vir Koekie. Sê vir haar jy's baie teleurgesteld oor sy jou niks van Boetie gesê het nie en dat jy nou met die hof gedreig word. Kan ek ook vir haar sê ek's jammer dat ek in die kar in die slaap geraak het. Ja, seker. En baie dankie dat sy die kombersie oor my gegooi het. Man, bel haar net en sê Kobai. Okay, oom, maar dit breek my hart. Frikadel, kry die foon. Toe, kom bel. Dis 'n privaat gesprek. Wat van Poppy? Auntie Poppy kan bly. Frikadel. Hallo, kan ek asseblief met Koekie praat? Borsie Versagie. Wat? Sy het nie dalk vir my 'n boodskap gelos nie. Nee. Okay. Bye. Wat is dit? Koekie het haar goed gepak, sy's terug Pretoria toe. Miskien is dit maar beter so. Sonder om eers vir my goodbye te sê. Miskien was sy haastig. Of baie kwaad dat ek in haar geselskap aan die slaap geraak het. Die laaste woorde wat ek van haar nog kon onthou was: Borsie, was iets baie belangrik wat ek vir jou wil sê en toe's ek weg. Dat Klasvakie nou so ontydig moet wees. En nou is Koekie weg, sonder om eers goodbye te sê. Ek haat hy Boetiebouwer. Ek het lanklaas soveel met tips gemaak soos vandag. Maar dan moet ek bysê, ek het lanklaas perform soos vandag. Eendag was selfs 'n foto van my geneem het, aangedring ek moet soos Marilyn pose. Wat? Hier in die winkel? Ja, by tafel 2 toe oom hulle in die kombuis was. Ek het maar baie keer so uitwerking op mans. Veral toeriste, toe ek op Durban se strand was, kon ek nie my bas dra nie of daar was 'n Japanees met 'n kamera. Was seker my blonde hare. Het oom geweet mens kry mos nie blonde Japaneese nie. Okay, dan loop ek maar. Bye. Bye, Borsie. Bye, Bobo. Ag, moenie so depressed lyk nie. Daar's baie paddas in die dam. As ek nou by die huis gekom, gaan ek onmiddellik in 'n bubble bath spring met 'n lang yskoue canning cream soda en relax soos 'n matriekdogter na 'n eindeksamen. Woef. Hoe voel jy? Alright, ek dink die medisyne het gehelp. Nee, ek bedoel, hoe voel jy? O. Okay, dit sal weer lekker wees om vanaand in my eie bed te slaap. 'n Kar slaap baie ongemaklik. Ja, kry jou tas, laat ons toesluit. Gaan ouma maar so lank. Ek het so 'n paar goedjies wat ek moet doen. Kom Pop. Verskoon my. Jammer dame, ons is al toe. Is presies wat jy gesê die eerste keer toe ons ontmoet het en toe is ons amper beroof. Ek het hier buite my kar gewag tot die ander geloop het. Jou sussie het gesê jy het jou goed gepak, jy's terug Pretoria toe. Nie voor ek jou kom groet het nie. Terug na Boetiebouwer toe. Ja. Ek wou jou nog vertel, maar toe ek weer sien toe slaap jy. Jy weet miskien nie, maar ek word nou met die hof gedreig. Boetie het my gebel. Jy moet besef, in sy tipe besigheid moet hy baie keer mense hof toe vat. Ek het nie eens 'n stel tyres of 'n exhaust by hom gekoop nie. Hoe weet hy anyway van my? My sussie dra nog altyd stories aan vandat sy klein was, regte klikpek. Op, moenie nader kom nie. My oom se prokureur het gesê ek moet wegbly van jou af. Die dag voor ek en Boetie sou trou, het ek koue voete gekry. Ek was onseker. Ek moes wegkom om daaroor te dink. Ons het baie lank saam uitgegaan. Thank you very much. Toe kom drop jy my in die sop. My ouers, Boetie se ouers, almal wou vir my besluit. Dit was tyd dat ek my voet neersit en self besluit wat ek wou doen. Toe kom jy Nigel toe om my kop de mekaar te krap. Nou moes ek weet dat ek jou gaan ontmoet. Jy het my voete onder my uitgeslaan. Lyk my jy het 'n probleem met jou voete. Wat kan ek sê om jou te oortuig dat ek jou nie wou seermaak nie? Alles het so vinnig gebeur, 'n warrelwind romanse. Ek was op 'n malemele, 'n emosionele rondom talie, op die groot wiel van geluk en die stampkarretjie van genot by die pretpark van plesier, buite beheer. Ek het verbode vrugte geproe en ek kon net nie genoeg kry nie.
As jy so praat, is jy verskriklik seksie. Maar nou is ek terug op die spooktrein van die werklikheid. Ek is regtig jammer, Worsie. Koekie. Goodbye. Sê vir Boetie. Hy's 'n baie gelukkige ou. Dankie vir daai pragtige pink nagrokkie. Ek sal jou nooit vergeet nie, Worsie Versagie. Thank you for calling a Vetkoek Paleis what you want. Nee, maar ek chunk nie. Wat? Gisterand? By die merry-go-round. Maar, moet asseblief nie raas nie, maar ek het 'n helse kopseer in my bors. Môre, Loverboy. Ek het gisterand 'n goeie grappie gehoor oor mosgas. Knock knock. Come in. Jy moet sê who's there. Maar ek weet mos is jy. Sê dit nie. Who's there? Para. Okay, para, come in. Sê para who? Para who? Parafina toe. Ek vang dit nie. Jy's besonder stadig vandag. Ly seker nog gaan skok oor daai agterbakse koekie. Is verby, is agter die rug. Ek sê maar net vir my 'n splinte nuwe cherry moet kry. Ek dink nog steeds dit was baie laag van haar sommer so te verdwyn. Sy het jou net gebruik. Vir jou informasie, sy het nie sommer net verdwyn nie. Sy was gisterand hier om te kom verduidelik en te kom groet. En wat sê sy toe? Enie, mini, mani, ma. Sorry, maar ek kies vir Boetie. Sy is 'n baie dieper mens. Sy reken ons verhouding was soos 'n merry-go-round. Soos by die paaska. Ja, maar nou nie regtig nie. Dit was 'n rollercoaster romanse. Ons was op die loopie-de-loop van die liefde, op die dive-bomber van drange. En toe in die loveboat deur die genotgrot en toe maak ons die fout om op die spooktrein te klim. Hoekom? Die spook was Boetie Bouwer. Ek dink daai koekie lees te veel Mills en Boon boeke. Wat's dit? Sulke diep ernstige boeke oor liefde en romanse, maar sonder prentjies waar vrouens leer romans soos jy net te gebruik. Miskien gee man soos ek nie om 'n bietjie gebruik te word nie. Soos Tabo sê, dis gratis. Jou ma sê ek moet jou klap gee. Jy sit nie weer die telefoon in haar oor nie. Ons het daarom die koerant gehaal. Hulle sê die Vetkoek Paleis is 'n baie aangename plek waar mens waarde vir jou geld kry. En op 'n skaal van 10 gee hulle ons 7. 'n 7. Ja, Spiros het net 'n 2 gekry. Hulle sê sy plek is meer grease as in Tiger se garage. Ons is 7 nie bad nie. Ja, maar ek wou dan gehad het hulle 'n bietjie meer oor my besigheid skryf. Moet ten minste die eienaar se naam noem. Nie soos hier op bladsy 2 met 'n foto en al 'n hele artikel oor Nigel se eie Marilyn Monroe. Dis Bobo. Bobo's in die koerant. Ai, nooit. Oh, dis die foto wat daai customer van my geneem het. Stouter, vir my sê hy dit vir sy lesenaar. Ek glo jy. Dit sê ook hier in die koerant dat jy 'n graad het in skoonheidskunde, op die oomblik besig is om Kosa te leer praat, werk vrywillig oor naweke met verwaarloosde kinders en jy werk net deeltyds by 'n restaurant om mensekennis op te doen terwyl jy wag vir 'n hoofrol in 'n struggle film. Mens kan nie alles glo wat jy in die koerante lees nie. Jy net jou naam verander na Boobie Sue Setolle. Dan kan jy los hande die mevrou Suid-Afrika titel wen.